Môre julle, het voel vir my dat ek dink die Here sê don't look down. Jy weet as jy vir 'n kind sê wat dalk hoogtevrees is of iemand hoogtevrees is, moenie net afkyk nie, hou net jou oë gefokus bo. En dis dieselfde in die lewe vandag. Die Here sê net moenie links kyk nie, moenie regs kyk nie, moenie afkyk nie. Keep your eyes focused on God. Want die lewe is so gejaag, dit is so overwhelming, is van die een ding na die ander ding, die kinders, die werk, dat dit vlieg so en mens raak so overwhelmed met wat gaan aan, soos how do I survive in the season? En die antwoord is, hou jou oë gefokus op die Here. Hy is the author and the finisher of our faith. Deur hierdie woestyn, deur die storm, deur hierdie seisoen, gaan ons dit net deurmaak as ons oë gefokus hou op God. Want hy is the author of our faith. Hy gee vir ons die geloof. Hy gee vir ons daai krag wat ons nodig het. Hy sê hy gee vir ons joy, hy gee vir ons krag in ons seisoene wat ons dit nodig het. En die hoop en die geloof ook. Romeine 15 vers 13, die Bybel stem saam. Romeine 15 vers 13 sê: Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met die vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop en al hoe sterker sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. So die God is die bron van hoop, deur ons geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat ons hoop kan sterker word deur die Heilige Gees. Ons hoop in God, ons geloof in God, ons vertroue, our trust in God in the silly season, in the season of life, that we don't get overwhelmed by the world, but we get our hope to carry through, to go through the storm. We get it from God. Van die Heilige Gees gee vir ons daai krag wat ons nodig het, die joy wat ons ook nodig het. Want in die gejaag van vandag is dit soos die volgende, die huiswerk en dit. Maar let's just stop and breathe en kry die vrede van Jesus. Die geloof, die vreugde van Jesus, om hierdie seisoen te geniet, van huiswerk doen, van werk, want môre is hierdie verby, môre is die moeilikhede by die werk verby, of die seisoen van werk verby, die lewe gaan so, en môre is nie verseker vir een van ons nie. So al wat ons het vandag is vandag, en waar kan ons vandag die joy kry, om deur hierdie seisoen te gaan, is deur God. So firstly, try to enjoy the season. Doesn't matter how silly it is. And secondly, God het die Israeliete uit Egipte uitgevat, in die woestyne. Wat het hy in die woestyn gedoen? Hoekom het hulle 40 jaar oor en oor omgegaan in die woestyn? Want God wil 'n verhouding hê met hulle. He wants to be their God. He wants to be their provider. He wants to be their joy, their hope, their love. Alles, hy wil God wees van die Israeliete. Hy vat hulle uit captivity uit. Hulle is nou in die woestyn, en in hierdie woestyn wil God 'n verhouding bou met hulle. Maar we complain, we moan, we go around and around and around and around. We find other things to be, we just get distracted. Ons maak ons lewe so besig met dinge van die wêreld, dat ons vir God mis in dit. En dis hoekom ons om en om in die woestyn gaan. Want we miss the point. What was the point? God wants a relationship with you. Why did he make you? Because he loves you. He wants a relationship with you. God came to send his only son to reconcile us with him. So hy wil hê ons moet 'n verhouding hê met hom. Hy wil alles wees vir ons. Hy wil God the provider wees. So hy wil hê ons moet geloof, vertroue in hom hê, sodat hy kan voorsien. Hy wil hê ons moet ons joy in hom vind, ons liefde in hom vind. He wants to be our God, but we need to trust him, we need to have faith in him, we need to spend time with him so he can be that for us. Want ons, soos, hoekom is die lewe so besig? Want ons vul ons borde so besig, ons maak ons lewens so besig. En dan is dit soos my Here, dis soos hy liedjie, Caleb, my seun sing dit die hele tyd. We've got dust on our Bibles and brand new iPhones, and we wonder why we feel this way. Ons is op ons fone en ons is besig met al hierdie dinge en dinge van God en dinge van die wêreld, but
we have got dust on our Bibles, deur die woord van die Here is alles wat ons nodig het. He is the author and the finisher of our faith. Hy het gekom sodat hy verhouding met ons kan hê, en 'n verhouding gebeur deur tyd saam met hom te spandeer. Dan gaan ons nie overwhelmed voel nie, ons gaan nie vol vrees voel nie, ons gaan nie voel asof die wêreld te veel is vir ons en ons insluk nie, want ons gaan vrede hê in Jesus. Ons gaan rus in Jesus. Dit beteken nie there's a absence of the storm nie. Die storm gaan daar wees, die woestyn gaan daar wees, but he's with me. He's the fourth person in the fire. Hy is saam met ons in die vuur, hy gaan saam met ons deur die woestyn, maar in die woestyn groei ons, en ons het joy, en ons het hoop, en ons het liefde in die woestyn. En die wonderlike ding is, iemand my vandag ook herinner het, dis so, the Red Sea, die Rooi See, het oopgegaan on a just an average Tuesday, as jy het so kan sê. Jy weet nie, God is still the God of the suddenly. Jy weet nie wanneer jou deurbraak gaan kom nie. But we don't praise him for the breakthrough. We don't serve God for the breakthrough. We don't serve God to get through the wilderness into the promised land. We serve God because he's God. Because he's our Lord and our Savior. And we want a relationship with him. So dis nie wat ons van God kan ontvang vandag nie. Dis wie hy vir ons kan wees. Ons bruidegom. Ons Papa. Ons voorsiener. Ons joy in the storm. Want dis wie hy wil wees vir ons. Hy wil ons alles wees. En hy het alles wat ons nodig het. Everything we need is in God. Okay, ek het so baie scriptures hier neergesê, maar Romeine 5 vers 13 sê, May the God of hope fill you with joy, peace, in believing in him. 'n ander net drop is, net soos 1 Korintiërs 15 vers 33, Bad company corrupts good character. As jy jouself omring met slegte company, jy kan al die joy hê, dan kom jy met mense wat moan die hele tyd, dan hoe gaan jy begin voel? Daai joy gaan gesteel word uit jou uit. Daai joy gaan gesteel word. Daai happiness wat jy gehad het, gaan drain. So, omring jouself deur mense, deur goeie dinge. As jy heeldag gaan TV kyk, en jy hou jouself heeldag besig met Facebook en al die slegte dinge in die wêreld, dan gaan jy so voel. Maar as jy jou vul met die woord en vul met die waarheid, dan gaan jy vol joy wees, jy gaan vol peace wees. Ek is nou al omtrent 'n maand wat ek nou al detox van Facebook en Instagram. My voedsaam een is nog hierso wat ek hier oppost, maar my persoonlike een is nou 2026 without any social media. And I'm loving every minute of it. No scrolling, wasting my time, filling myself with the world. Net waar ek my tyd sou spandeer om op Facebook te gaan, op Instagram te gaan, dan maak ek my Bybel app oop, dan lees ek my Bybel. Ek sê nie jy moet op Facebook of Instagram gaan nie, dis ook hierdie deel. Maar dit gaan oor, laat ons wys wees in die tyd wat ons het, die bietjie tyd wat ons het, en die chaos van vandag, waaraan spandeer ons daai tyd, om onsself te vul met positiwiteit, met die woord, met die waarheid, of do we have dust in our Bibles, and brand new iPhones, and we wonder why we feel this way. God is the God of joy and peace, en ons gaan net deur hierdie storm, deur op hom te vertrou, voluit. Ons gaan in hierdie woeste storm en ons rus in die bootjie, soos Jesus geslaap het in die boot in die storm, ons rus in hom en ons slaap saam met hom in die bootjie, and we go with him, wherever the storm takes us. Ons glo en ons vertrou dat God het gesê hy gaan iets doen en hy gaan dit doen. We believe in him, we believe in the word of God, we believe in the truth of God. So ons vertrou in hom en ons weet that he's got it all handled. I don't have to worry about tomorrow because God's got this. My Father's got this. He is my provider. He is Alpha and the Omega. Hy het dit. So maak nie saak waaroor ek worry nie, waaroor ek gestres is nie. Ek hoef nie te stres nie, want ek weet God het klaar vooruit gegaan. En ek weet hy veg vir my. They are more for me than that's against me. Okay. So my gebed vir jou is, Lord, forgive us. Here, waar die hele wêreld gegaan het, my hele dag, my hele jaar sover, hierdie maand sover wat so verby is. En mense sê, what a year it's been. And it's been a month. Here, waar het gaan oor alles en al hierdie dinge, Here. Vergewe my waar my dag gegaan het oor alles behalwe oor U, Here. You
are the most important thing in my life. En laat my dag dit reflekteer, Here. Vergewe my waar ek ge-worry het, waar ek soos kinders net complain het. Ek kry nog en ek wil nog en ek wil nog en ek wil nog, Here. Vergewe my waar ek ge-complain het, waar ek net ondankbaar was, Here. Waar ek distracted was, Here, waar U nie God in my lewe heel eerste was nie. You sent your only son to reconcile me with you. Want U is lief vir my, U is lief vir elkeen, U wil 'n verhouding met ons hê, Here. So laat dit die belangrikste ding in my lewe wees. Here, dis daar waar ek my hoop vandaan kry, my geloof vandaan kry, my vrede vandaan kry, my joy. Doesn't matter how the storm is today. I get my joy from you. I get my strength from you. And you equip me to go through the storm. We love you, Lord. We honor you, we love you, and we are thankful for this day. Amen. May you have a blessed day. Bye.